Uit die verskillende dorpe het aanhoudend mense na Jesus toe gestroom. En toe 'n groot menigte saamgedrom het hy vir hulle 'n gelykenis vertel. Met die saai het 'n deel op die pad geval en dit is vertrap en die voëls het dit opgepik. 'n Ander deel het op die klipbank geval en nadat dit opgekom het dit verdroog omdat dit geen vochtigheid gehad het nie. Nog 'n ander deel het tussen die onkruid geval en die onkruid het daarmee saamgegroei en dit laat verstik. Daar was ook 'n deel wat in goeie grond geval het en dit het opgekom en 'n 100voudige oes gelewer. Toe hy dit gesê het, roep hy uit: "Wie ore het en kan hoor, moet luister." Die betekenis van die gelykenis is dit: die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor. Maar dan kom die duiwel en neem dit uit hulle harte weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie. Die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aanneem wanneer hulle dit hoor. Maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie. Die oomblik dat dit op 'n proef gestel word, gee hulle moed op. Die saad wat tussen die onkruid val, dui op die wat die woord hoor. Maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe, word dit gaandeweg verstik. En dit skiet nie saad nie. Die deel wat in die goeie grond val, dui op die wat die woord met goeie en regte hart hoor, en dit bewaar en deur volharding vrug dra. Waar sien jy jouself in hierdie gelykenis van die saaier wat Jesus vir sy disippels gegee het? Nou daar was 4 oppervlaktes waarop hierdie saad geval het. Die eerste oppervlakte was die droë voetpad. Die tweede oppervlakte was die klipbank gewees. Die derde oppervlakte was tussen die onkruid. En die vierde oppervlakte was die vrugbare grond. Nou die eerste oppervlakte waarop hierdie saad geval het, verduidelik Jesus dit. Die saad wat geval het, dit is vertrap en die voëls het gekom en die saad opgepik. Nou kan jy jouself vergelyk met die droë voetpad, waar jy die woord hoor, waar jy tyd saam met God spandeer, en toelaat dat die duiwel heeltyd inmeng, toelaat dat die duiwel heeltyd jou gedagtes steel. Of kan jy jouself vergelyk met die saad wat op die klipbank geval het? Soos Jesus verduidelik het, is die saad wat op die klipbank geval het, het nie eers wortels geskiet nie. Die saad wat op die klipbank geval het, is die woord wat jy ontvang het. Vir die eerste, tweede, derde week gaan dit goed, ons spandeer verskriklik baie tyd in die woord. Maar na so 'n maand se tyd val alles weg en dit fade net so weg. En dan die derde punt wat Jesus verduidelik het, is die saad wat tussen die onkruid geval het. Al die tyd wat jy in die woord spandeer, al die moeite wat jy insit om 'n verhouding met God te bou, net soveel sonde is daar in jou lewe. En die laaste punt, kan jy jouself vergelyk met die saad wat in die vrugbare grond geval het. Daar waar jy tyd saam met God spandeer, tyd in die woord spandeer, kan jy jouself vergelyk met die woord val in die vrugbare grond van jou hart en word gewater deur die Heilige Gees dat jy kan groei. Spandeer jy soveel tyd in die woord dat jy Jesus kan leer ken? Mag jy vandag net ondersoek instel en herbesin oor waar staan jy met jou verhouding met God? Waar staan jy in die hoeveelheid tyd wat jy in die woord spandeer, die hoeveelheid tyd wat jy saam met God spandeer? Mag ons 'n bietjie nadink daaroor, oor waar jy staan met jou verhouding met God.